Prys die Here. Ja, baie dankie vir julle opgewondenheid. Ek is so bly daaroor. Ons vier Pinkster. Amen. Is jy bly? Opgewonde? Toe ons bid net nou, is dit net iets wat by my hart opkom, dat ons vier nie vandag 'n moment of 'n geleentheid nie. Besef ons dit? Ja, ons vier Pinkster, maar dit gaan oor 'n persoon, die Heilige Gees. Amen. En dis waarmee ons besig is, en ook in hierdie naweek, en ek glo dat die Heilige Gees ons ook gaan kon ontmoet. Want as jy kan kom na hierdie dienste toe, net om 'n geleentheid te hê, wat jy maar net 'n lekker tyd gaan hê, dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy dit mis. As jou verwagting nie is, om die Heilige Gees te kom ontmoet, in hierdie dienste nie, dan gaan jy daar by daai deur uitstap, dieselfde as wat jy ingekom het. Dit hang van jou af. Want die Heilige Gees is gereed om ons aan te raak. Die Heilige Gees is gereed om ons lewens te verander. En om iets te kom doen op hierdie aarde. Die Heilige Gees het nie net gekom, sodat ek en jy mooi kan lyk nie. Die Heilige Gees het gekom om ons te bekragtig, en iets met my en jou lewe te kom doen. Ek wil met jou praat vanaand oor die Gees van God in jou. Die Gees van God in jou. En dit gaan daaroor oor die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Ek weet nie van julle of julle al hier op Facebook dalk of op die TV of waar ook al op die internet gesien het, hierdie before en after, 'n voor en na fotootjies. Het julle almal sulke goed gesien al? Ja, gesien daar, en dan staan daar hierdie tannie wat bietjie baie duidelik was, en ewe skielik die na fotootjie wat sy so bietjie minder sigbaar geraak het. En baie keer is dit ook hierdie ding van hierdie persoon wat net so vaal lyk, en ewe skielik is daar 'n make-over wat gekom het, en ewe skielik lyk hierdie persoon bietjie anderster, lyk hierdie persoon eintlik, wow, is dit hoe hierdie persoon eintlik lyk? En so wil ek vir ons sê, is dan hierdie mense, baie keer gaan hulle deur hierdie prosesse, en hulle werk aan allerlei goeders, dis die ete, en dis werk, en ons probeer hierdie goed, en hierdie ding is 'n ding van 'n voor en 'n na foto van iets van wat ek bewerk. Iets wat ek moet kom doen, en ek en jy leef baie keer ons lewe, die kinders van die Here se lewe, God se tipe lewe, op dieselfde manier. Ek probeer dit uit myself uit, 'n voor en 'n na doen. En die Here sê, ek het 'n manier vir jou gegee, hoe die voor en na anders te gaan begin lyk. Nie uit jouself uit nie, nie uit jou eie werke uit nie, maar ek het iets kom doen, wat ek in my kerk kom doen het, wat se lewens gaan verander. Ons kry die disippels, voor en na die opstanding. Hulle was baie keer bestraf vir hulle hardheid van hart en ongeloof. Ek meen, Jesus het verwys na hulle 'n paar keer as klein gelowiges. Hulle het geargumenteer om te kyk wie kan die grootste in die koninkryk wees. Hulle was selfgeregtig gewees en bevooroordeeld toe hulle die vuur probeer uitroep oor die Samaritane. En Jesus het gesê dat hulle soos 'n struikelblok vir hom is, omdat hulle nie God se belang op die hart dra nie, maar op die mensrug. By die kruisiging het hierdie mans Jesus verlaat, en ons dink aan Petrus, wat selfs Jesus verloon het aan 'n diensmeisie. Hulle was nie groot manne van dapperheid, deeg of mag nie. Maar in die woorde van Jesus was hulle dwaase manne en traag van hart om te glo wat die profete gepraat het. Tog was dit die manne wat Jesus geroep het om hierdie wêreld te kom verander. En so is dit vir ons dan vandag, dat ons kan sien, hier kom ons dan op die einde van die dag op 'n plek van iets wat moet verander in 'n mens se lewens, iets wat moet plaasvind in jou lewe. Want dink vir jouself, as jy jouself in die skoene van die disippels kon plaas, Jesus het gesterf,
Jy het saam met hom geleef, hy het wonderwerke gedoen, jy het al hierdie goed beleef, en ewe skielik staan hy op, en jy's een van daai wat gesien hoe Jesus opgestaan het uit die dode uit. En hier in Matteus 28 vers 16 tot 17 kom hy sê hy, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hier in hierdie gedeelte sien ons, ja, hulle was gehoorsaam, ag, hulle het Jesus aanbid. Maar hoor wat gebeur. Vers 17 gaan hy sê, maar sommige het getwyfel. Jesus helps us. Hulle sit in hierdie plek van wonderwerke. Ek weet nie van jou nie, maar as ek saam met Jesus moes gewandel het, sou ek op 'n stadium nie meer net getwyfel het nie. Of sou ons? Hoeveel keer twyfel ons? Ons is so hard op die disippels, maar hoeveel keer twyfel ons? Hoeveel keer sê die woord, doen dit en dit? En dan sê ek, Here, ek weet of ek dit gaan kan doen nie. Hoeveel keer twyfel ek en jy? So moet nie so hard wees op hulle nie. Jy sien, want ons sukkel ook om heilig te lewe partykeer. Ons sukkel ook partykeer om geregtig te lewe. Daardie woordjie twyfel in die oorspronklike beteken om 'n dubbele stand te hê. Beteken om te wankel in mening. Ja, ek weet nie, Here. Miskien nie. En dis waar ons osself partykeer vind. Maar hier is die ding. Die disippels het saam met Jesus gewandel en tog het hulle dit nie gemaak nie. Daar's iets wat nodig is. Daar's iets wat nodig is. Daar's 'n innerlike bekragtiging wat nodig is. Want na die opstanding kry ons vir Petrus en in boldness, in vrymoedigheid bring hy die woord van die Here. Hy wat nou net gesê het, ek ken hom nie, is die een wat uitstap en begin Jesus verkondig. En hy's nie bang en teruggetrokke en weet nie en moet nie. En ewe skielik het daar 'n geloof in hom wakker geword. Ewe skielik begin hy lewens aanraak. Want daar 'n innerlike bekragtiging plaasgevind. Ons ken Handelinge 1 vers 8 so goed. Ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op ons kom. Maar leef ons met daai krag? Leef ons werklik met die krag van die Heilige Gees? En so dis hier waar ek met jou wil praat oor hierdie innerlike werking van die Heilige Gees in ons lewens. Johannes 14 vers 17 sê, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis hierdie ding wat ek vanaand vir jou wil laat weet, is om te verstaan dat die Heilige Gees is in jou. Hy leef in my en jou. Hy bly en hy's in jou. Hy kom kuier nie net 'n bietjie nie. Maar baie van ons leef asof die Heilige Gees net kom kuier het, want dit het vir my so 'n ding geword dat ons agter geleenthede aan hardloop. Ons kom na geleenthede toe dan sê ons Heilige Gees, raak my net vanaand aan. En as ek uit by daai deur, okay, that's better. Ons los die Heilige Gees. Ons los hom agter. Jy sien, Jesus Christus het jou en my lewe kom verlos. Hy het ons kom nuut maak. Hy het ons iets nuuts kom maak. Hy het ons kom regverdig. Maar Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 3. Is julle so onverstandig? Ek hou van die Engels. You stupid foolish Galatians. Partykeer kan ons bietjie stupid optree en stupid leef. Maar hy sê dan, is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees.
Jy sien, is hierdie ding wat dan vir ons kom op 'n plek, dat ek en jy probeer partykeer hierdie lewe van God uit die vlees uit leef. En ons vergeet wat het gebeur toe ons die Heilige Gees ontvang het. Partykeer dink ek, ons plak hom al by die huis in en sê, ek Heilige Gees, charge net so bietjie. Ek gaan net gou 'n bietjie leef. Maar God het sy Gees vir ons gegee, vir 'n rede. Ons kry hierso die profeet Esegiel, en in Esegiel 18, dan kom hy praat met Israel. Israel mis dit heeltemal. Hierdie God wat hulle aanbid, maar hulle leef heeltemal loodreg teenoorgesteld van wat hulle moet leef. In vers 31 sê hy, werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle dan en lewe. Gou Esegiel. Mooi motivational speech daar. Motiveer die ouens om reg te lewe. So verkeer, dink ek is presies, is hierdie ding wat ons partykeer as pastore partykeer ook maar probeer doen. Ons sê vir die ouens, los die sonde uit, kry jou lewe reg, leef volgens die woord, doen wat jy moet doen en goeders, en dis waar ons hulle los. En dis presies wat Esegiel kom doen. Jy moet jou hart reg kry. En dan gaan ons, en dan probeer ons hierdie lewe leef op hierdie plek. En ons mis dit. In Romeine 8 vers 3 kom God en sê hy, want God het wat die wet onmoontlik was, het hy iets anders kom doen. Hy sê omdat dit kragteloos was deur die vlees. Jy sien, om hierdie lewe van God te leef op onsself en op ons eie maniere, kan ons dit nie reg kry nie. It's only by the power of the Holy Spirit. En so God kom in Esegiel 36 en hy sê, maar ek gaan iets niets doen. Ek gaan vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. En baie van die mense, hoor wat sê hy so in vers 24, en ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom en ek sal julle in julle land bring, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinheid en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En dis waar ons stop. En ons het 'n nuwe hart en ons het 'n nuwe gees. En ek voel niet. Ek kan jare terug onthou, ek was dink nog op skool gewees en ons het 'n buurman gehad wat die aand Jesus Christus ontmoet het. En hy spring oor die draad en hy kom ingehardloop, ons nog iemand wil ons aanval. En ek kan sien, hier is iets anders, hierdie ou blink soms, hy lyk soms anders, hy straal van die lewe van God. En hy sê, ek wil net kom vertel, ek het my hart vir die Here gegee. En ewe skielik het hy 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Maar dis waar ons partykeer ophou. Dis partykeer waar ons mense los. Nou gaan probeer hierdie lewe nou leef. Dan lees ons Bybel en ek bid en ek gaan kerk toe en ek gaan klein groepie toe en name it, ek doen al hierdie goeders. Want my hart is reg. Ek het 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Vers 27 sê, maar God los jou nie net daar nie. Hy sê, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak. Wat? Jy sien, ons het gedink, die Heilige Gees is net hier om ons hoendervleis te gee. Wat sê hy? Ek gaan my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg om te begin leef hierdie lewe wat sê, wees lief vir jou vyand? Hoe kry ek dit reg om te begin vergewe wanneer ek eintlik nie wil nie?
Hoe kry ek dit reg om bonatuurlike dinge te begin doen? Hoekom? Want die Gees wat in my is die een wat my bekragtig, wat my nie net kom 'n nuwe gees en 'n hart kom gee het nie, maar wat die een wat my maak om sy insettinge te wandel en sy veronderinge te onthou. Maar dit is baie keer ons wat hom stop. Want ons dink hy laat ons net goed voel. Ons dink hy's net daar om ons 'n lekker tyd te gee op 'n Sondag by 'n diens. But he's there to help you. Hy's daar om jou lewe te kom transformeer. Hy het gekom om jou lewe te verander en om jou lewe kragtig te maak. Besef jy dan, ek hoef nie uit myself uit hierdie goed te doen nie. Ek gaan nie dit probeer nie. Pastoor, hierdie week gaan ek harder probeer. Nee, jy het dit nou net gemis. Nee, jy stap uit en sê, Holy Spirit, doe. Kom doen in my wat jy nodig het om te doen. Hier is ek, oorgegee aan jou werking in my lewe. Doen soos jy wil. As ek maandagoggend wakker word, is ek reg. Heilige Gees, ek's reg. Wat doen ek? Wat moet ek nou doen? Hoe doen ek dit nou? Dis die Heilige Gees wat my nou bekragtig om my lewe te verander. Om anders te begin optree, my lewe anders te doen. Vers 28 sê, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n God wees, en ek sal julle verlos van al julle onreinhede. Is daar goed in jou lewe wat jy sê, Here, ek wens ek kan losbreek van hierdie gemors in my lewe? Hallo? God will do it. God doen dit deur sy Gees. Dis nie iets wat ek moet bewerk nie. En ek sal roep, God wat praat, en ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig. En ek sal geen hongersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Dan sal julle dink aan julle verkeerde weë en aan julle handelinge wat nie goed was nie, en julle sal vir julle self walglik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Jy sien, daar's iets wat met ons gebeur wanneer ons werklik die Heilige Gees toelaat om die Gees van God in ons lewe te word en te wees en te bly. Hy word my God en ek word sy volk. En daar's iets wat ons gemis het vir soveel jare, en dis wat die Heilige Gees eintlik kom vasmaak in ons lewe, en dis die verbond wat God met sy volk het. Jy sien, want dis die verbond wat hierdie blessings op jou lewe kom oopbreek. Maar dis wanneer die Heilige Gees, die Gees van God in my lewe word, en ek kom toelaat om die Gees van God te bly en te wees in my lewe elke dag. Jy sien, wat nou begin my gees 'n vernuide gees word. Titus 3 vers 5 sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat jou lewe heilig maak. 1 Petrus 1 vers 2, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid. Dis die Heilige Gees wat hierdie werk in jou doen. Dis die Heilige Gees. Hoekom? Want Jeremia 31 vers 23 sê, want ek gaan 'n verbond met jou aangaan. Ek gaan 'n nuwe gees en 'n nuwe hart in jou plaas. En ek gaan my gees in jou plaas. En hier's die amazing ding van 'n verbond. In 'n verbond is gewoonlik twee partye. En die twee partye veroorsaak of hierdie verbond onderhou word of nie. Is jy reg? Are you ready? Die enigste twee wat in hierdie verbond is God en sy gees. Are you missing it? Julle moes opgespring het nou al.
Dis die Gees van God wat hierdie verbond in ons lewe onderhou. En daarom kan hierdie blessings van Jesegiel 36 kom soos God sê, ek gaan dit doen en ek gaan vermeerder en jy gaan nie meer honger ly nie en jou lewe gaan verander. Soveel ons wil die blessings van die Here hê. Ons wil dit uit so eie uitdoen. En dis die krag van die Heilige Gees en die verbond wat hy vir ons lewendig maak. Want jy sien, dis Gees van God wat in ons leef. En op dit ons leef, word ek en jy die tempel van God. God bless his temple. Jy sien, Jesus Christus was die beeld, was die uitdrukking van die tempel van God. Want hy sê die volheid van God leef in Jesus Christus. En dis hoekom God 'n verbond wil gehad het. Want hy het 'n volk gesoek, nie net van een persoon nie, but of many. Jy sien, ons aanbid so maklik 'n gebou, terwyl ons die gebou van God is. En dis presies wat God wil kom hê. Hy wil weer sy gebou, sy tempel kom heilig. Hy wil weer hê ons moet leef soos hy ons geroep het om te leef, sodat hy wonderwerke kan laat plaasvind, sodat dinge in my en jou lewe anders kan begin lyk, sodat die wêreld kan sien, daar is 'n God wat leef. Nie oor ek wat probeer nie. Jy sien, God wil nie net kom kuier nie, maar hy wil kom inwoon. Daardie woordjie tempel beteken te woon, om in te woon, te bewoon. En dis presies wat die Heilige Gees wil kom doen. Hy wil inkom trek in my en jou lewe, sodat ek in jou lewe anders kan lyk as die wêreld sin. Nie te kan probeer dit doen nie, maar dat ons lewe werklik anders kan begin lyk. Sodat ons lewe werklik kan lyk soos wat hy ons kom maak het. Jy sien, die ding is, Jesus Christus het my en jou kom geregtig maak. Die Heilige Gees kom maak daardie 'n realiteit in ons lewe. Sodat ek en jy heilig kan lewe, sodat ek en jy bo-natuurlik kan lewe. En so hy kom woon in ons lewe, sodat ek en jy 'n innerlike transformasie kan ervaar. Romeine 8 vers 2 tot 9 sê, die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Jy sien, is daardie wet van die Gees wat inwoon, wat my vry kom maak het. Hoeveel dood en sonde het jy nog in jou lewe begin ervaar onlangs? Die Here sê, ek het jou kom vrymaak. Because I put my spirit in you. Dis die Gees wat jou vry maak. Vers 4 sê, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, want die wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is die lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Maar hy sê, julle is egter nie in die vlees nie. Hallo? Dis tyd om ophou verskonings te maak en sê, ja, ag, arme ek mensie. Dis tyd om te erken dat die Heilige Gees in ons woon, dat die Heilige Gees ons kom bo-natuurlike mense maak, want ons het nuwe harte en 'n nuwe gees gekom. Ek en jy, 2 Korintiërs 5:17, 'n nuwe spesie mens kom word, wat God pas soos 'n handskoen. God soek 'n adres op hierdie aarde, and it wants to be you. Hy sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ek moes gesê het, Here, mag ek toelaat dat die Heilige Gees intrek, want ek wil aan U behoort.
Mens sien, ons laat die Heilige Gees partykeer nie toe om in te trek nie. Ons laat hom net toe om bietjie te kuier. Net so bietjie Sondag, Here, dis genoeg, is bietjie te veel. Dis tyd om te begin besef, God soek nie 'n gebalanseerde lewe nie. God soek 'n lewe wat oorgeneem is deur die Heilige Gees. God soek 'n lewe wat totaal beheer word deur die Heilige Gees. Nie een wat so bietjie in die wêreld en net so bietjie in die kerk nie. Nee, wat ten volle oorgeneem is in die Heilige Gees, om ten volle in die koninkryk van God te leef, om bonatuurlik te begin word en 'n wêreld rondom ons heeltemal te transformeer. Maar ek dink baie keer die wêreld kyk na die kerk en sê, hoe gaan jy my transformeer? Kyk hoe lyk jou lewe? But it's through the Holy Spirit, dis deur die krag van die Heilige Gees, wat ek en jy kan begin leef, bonatuurlik, voluit in Christus Jesus. En dan vers 11, hy sê, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Jesus Christus het ons sy Gees kom gee, sodat soos hy uit die dood uit kon opstaan, dat ons uit die dood van die wêreld kan opstaan. Dat ons bonatuurlik kan begin word. Dat ons kan begin hande op mense lê en siekes gesond maak. Jy sien, Handelinge het nie gestop nie. Handelinge gaan nog aan. Jesus Christus het nog steeds 'n kerk op die aarde, maar ek is jammer om te sê, dit voel vir my baie keer, ons as die kerk het toegelaat dat die Heilige Gees ons nie meer inwoon nie. 1 Tessalonisense 5:19 sê, moenie die Heilige Gees uitblus nie. Het ek en jy hom dalk uitgeblus in ons lewe? Het ons toegelaat dat die wêreld meer seggenskap het as hy? Het ons begin toelaat dat die Heilige Gees sag word in ons lewe? Dat ons hom nie meer hoor nie, want ons het hom begin uitblus in ons lewe. Jy sien, wanneer die Heilige Gees inwoon, elke dag in ons lewe inwoon, dan begin ons lewens anders lyk. Dan begin ek en jy 'n nuwe lewe leef. Dan begin ons die woord leef. Ons probeer nie onthou wat die woord sê nie, ons begin dit leef. Dan begin ek en jy die wil van God leef, natuurlik. Ons probeer dit nie doen nie, ek probeer nie onthou wat moet ek doen nie. Nee, it just happens naturally. My en jou lewe begin vol word van die vrug van die Gees. Dis nie iets wat ek probeer doen nie. Vandag gaan ek beheer, wat sit patience, is die eerste een wat almal altyd wil voorgaan hê. Ek hoef nie vandag probeer patience met die taksies op die pad te hê nie. Ek het dit, hoekom is die Gees in my, wat inwoon elke dag, en elke dag my bekragtig. En dan kan ek en jy begin leef in 'n plek van oortuiging. As Jesus vir jou sê, lê jou hande op die siekes, dan lê ek jou hande op die siekes, hoekom is nie ek nie? Dis die Gees in my. As ek 'n situasie teekom, wat 'n antwoord van God het, dan raak ek die een wat met die autoriteit van die Heilige Gees instap, en is die Gees wat deur my en jou begin werk, sodat ek en jy begin bonatuurlik word. En dan meer as dit, vers 29 van Romeine 8, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. God wil hê dat ek en jy soos Jesus moet lyk. Sy plan was nie net een nie, maar die een het in die grond geval, sodat daar baie kan wees. Maar dit het vir ons moontlik gemaak, want hy het sy Gees binne my en jou kom plaas. God het 'n plan gehad, om sy seun te dupliseer in my en jou, sodat hierdie aarde vol kan word van die heerlikheid van God.
Mag ons nie meer die Heilige Gees teëstaan nie. Mag ons hom nie meer blus nie. Mag ons nie meer aan hardloop na geleenthede nie, maar mag ons begin tyd spandeer saam met die persoon, die Heilige Gees. Mag hy ons lewe totaal oorneem en vul. Mag hy inwoon en intrek. So that we can be looking like the sun. Vanaand wil ek jou uitnooi. Steven, jy kan vir ons kom speel. Miskien sit jy hier so en sê, pastoor, my hart en gees is nog nie net nie. My lewe is nog nie getransformeer nie, dan wil ek jou nou die geleentheid gee. As daar iemand is hierso, wat sê, ek wil Jesus Christus aanneem as my saligmaker, sodat ek ook 'n nuwe gees en 'n nuwe hart kan hê. Is daar so iemand? Kom ons buig ons hoofde en wag vir die Heilige Gees om te werk. Raak besig met die Heilige Gees, vergeet van die mense om jou. Let him be the most important person at this moment. Miskien sit jy vanaand hierso en sê, Here, ek het nog nie u Gees ontvang nie. Lukas 11 sê dat die Vader wil die Gees vir jou gee. Hy wil sy Gees vir jou gee. As julle wat dan weet, julle wat sleg is, dan goeie dinge vir julle kinders wil gee, hoeveel te meer die Vader wat sy Gees vir jou wil gee. As jy vanaand hier so sit en sê, ek het nog nie die Gees ontvang nie, dan wil ek nie hierdie geleentheid vir jou laat verbygaan nie. Gebruik hierdie geleentheid. Jy het 'n geleentheid om bonatuurlik te begin leef. Op te probeer uit jouself uit probeer streef om beter te wees en toe te laat dat die Heilige Gees jou lewe transformeer.